Daar sê, goeiemôre almal. Ek hoop julle het 'n baie wonderlike naweek gehad tot dusver. Ek is baie bly dat ons met mekaar kan saam wees. Dit bly tog 'n absolute wonderlike voorreg om op 'n Sondagoggend hier agter die kateder te kom staan en te sien hier's mense. Mense wat 'n behoefte daarin het om by God te wees. Nie by my nie. Ek is maar net sy verteenwoordiger, sy boodskapper. So dit is 'n wonderlike voorreg dat ons nog met mekaar saam die Here mag dien en aanbid. Kan ek net gou sien, steek gou my hande op, is die besoekers by ons vandag? Daar, so sal julle gou daar net gou uitdeel asseblief. Is daar nog behalwe hierdie? Maar die besoekers baie welkom. Ons baie bly julle is vanoggend saam met ons en hoop dat die diens sal vir julle ook baie sinvol wees en ook die ervaring gee dat die Here met ons praat. Dat gou sien, wie verjaar vandag? Wie verjaar vandag? Deur, heel agter, baie geluk jong. Staan gou op, laat ek jou gou mooi sien. Jo, maar jy's pragtig. Jy moet lekker verjaar vandag en in die week wat voor lê hoor. Ja, en sommer al die ander wat in die week gaan verjaar, wat hier agter op die bord is. Almal se name is daar. As jou naam nie daar is nie, en jy verjaar hierdie week, dan moet jy weet is omdat jou naam nie by die kantoor is vir die lidmaatregister nie. So dan moet jy asseblief sorg dat jy net daar kom, dan sal ons ook weet wanneer jy verjaar. Ek het 'n interessante dingetjie gelees so 'n tydjie gelede. Jy weet die Amerikaners maak mos sake oor enige ding. En hulle vat enige iemand hof toe en so. En die ou gaan toe nou hof toe en hy maak 'n saak. En sy saak waaroor dit toe nou gaan, dalk is dit nou vir jou interessant Roan, is dat hy sê maar daar's ander ouens wat 'n spesiale dag vir hulle het. Die Christene het Kersfees, die Mohammedane het die hele maand Ramadan. Hy sê net maar hy is 'n ateïs. Dis mos nou mense wat nie in God glo nie. Hy sê en hulle het nie 'n dag nie. En dit mag nie so wees nie, dan is daar nie gelykheid nie. Dis mos nou een van die grootste argumente. En die regter sê toe nou in Engels, in Psalm 32 vers 1 staan daar, the fools think there is no God. Fools think there is no God. In Afrikaans, die dwaas dink in sy hart daar is geen God nie. Toe sê die regter, 'n ou wat is glo daar's nie 'n God nie, is 'n fool. En 1 April is juist die dag vir die fools. Ek hoop julle voel anders.
En dat ons met mekaar saam is, juis omdat ons by die Here wil wees, omdat ons weet, ons kan hom nie voel nie, ons kan nie aan hom vat nie, ons kan hom ook nie eens sien nie, maar ons kan weet dat hy by ons teenwoordig is, deur sy woord en sy gees, en ook vanoggend deur die sakrament. Daarom begin die erediens altyd in die naam van die Here. Die Here wat gesê het, ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here, wat die hemel en aarde gemaak het, wat nooit laat vaar die werke van sy hande nie, maar trou bly tot in ewigheid. En daarom genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan nou met mekaar saam sing. Wat se afkondiging? Ja, die afkondigings moet ek gou doen. Kom ons gaan net gou vinnig die afkondigings, ekskuus tog. Daarso is 'n sinodale kollekte vir die stranddienste en dis baie gemeente met hulle dienswerk en dan nou vry en vreugdevol geskep. Dis Louis se tema vir radiokerk vir vandag, Johannes 3. Die blydenisklas vanmiddag 5:00. En under construction is dan 6:00. WhatsApp vir die gemeente, julle het waarskynlik almal al dit gekry, as jy dit nog nie het nie, maak net seker, daar's op iemand wat naaldwerkklasse kan aanbied by Life Change Center asseblief, as jy dit kan doen, kontak net vir ons asseblief. Dan is daar 'n wêreldmiddag vir vroue in Maart, dis gewoonlik die eerste naweek in Maart, en Therese Conradie gaan daar praat, by Senior Park, en dan het ons 'n gemeente, 'n kamp vir die jong mense, Discover God Everywhere, dis vir die by Edge, en dan is 6 tot die 8de Maart, graad 4 tot 6, en daar het julle die prys, dan vir Joenpad, al die verskille, al die inligting wat jy nodig het. Vroueoggend, stil word kuier en kunsfluit, kom maak 'n kruisdekor stuk vir jou huis. Nicolien Woest gaan bietjie gesels en Crafting Namibia gaan help met die maak van die kruise. Gemeentekamp, laaste naweek van hierdie maand, Maart maand, eie tent, glamping huisie, dis daar by West Nest Lodge, ja. En jy kan besluit watter vorm van verblyf jy wil hê. Bespreek jou akkommodasie by die kerkkantoor asseblief. Dan baie dankie aan almal wat deelgeneem het om vanoggend se diens moontlik te maak. Sandra met die mooi maak hier voor. Die musiekspan, dis nou julle. Dan Marita en Cecile daar agter. Willem ook met die beeld. Johan Achenbach en die familie wat die koffie en die tee doen en Mariet met die cupcakes. Wonderlik. Nou kan ons daarom by die foto en die seëngroet uitgekom het, maar dit het ek nou klaar gedoen. So, ons gaan nou sing. Want die Here nooi ons juis om te sing. Sing tot eer van God 'n nuwe lied, sê Psalm 98. So, kom ons staan en sing ons hierdie 3 liedere met mekaar saam. Sing vrolik, hef die stem na bowe, regverdig is verhef die Heer. Dit pas oprecht is God te lowe, en uit te jubel tot sy eer. Laat die psalmgesange stem van sterk verlange om die Heer te dank. By die selfsone, aanbesiende dode, liefde en lof verklank. En God die God wat ons verveilen, voel ons hart opnuut verlank.
ons is soveel anders, en nogtans nooi U ons om vanoggend hier by U te wees, en in die week wat kom U te volg, waar U ons ook al mag lei. Ons is verstom, ons verwonder ons daaraan dat U as die almagtige en heilige God vir ons as sondaar mense so lief het, dat U selfs Jesus vir ons aan 'n kruis gegee het. Daarom, om by U te mag wees, is vir ons 'n absolute wonderlike voorreg. Baie dankie daarvoor, Here. En terwyl ons dankie sê, moet ons ook dankie sê dat ons gesond genoeg is om hier te kan wees, wat ons laat dink aan hulle wat siek is, of in 'n hospitaal of by die huis. Wil U asseblief U hand oor elkeen van hulle hou, op so 'n manier dat hulle belewe dat U by hulle is. Net so dink ons aan mense wat swaar kry, wat die rede ook al mag wees, of hulle sonder werk is, of sonder 'n huis is, of sonder familie of vriende wat vir hulle omgee, of sonder 'n huweliksmaat, of wat vandag 'n kind mis. Dankie dat ons ook hulle elkeen na U toe mag bring, en vir U mag vra vir U genade ook in hulle lewens. En nou, Here, as ons met mekaar saam U woord gaan oopmaak, het ons nodig om U stem te hoor, en daarvoor moet U Gees asseblief ook ons harte voorberei. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons het nou van die begin van die jaar af met mekaar saam stilgestaan by die eerste gedeelte van Genesis, veral hoofstuk 1 en 2, waar ons gekyk het na hoe God alles geskape het. Ons het gepraat oor die geskape koninkryk. En vandag op die 1 Maart, wat die tweede Lydenssondag is, begin ons met hoofstuk 3. En in Maart maand gaan ons kyk na die gevalle koninkryk, en dit begin juis in Genesis 3. Die slang was listiger as al die wilde diere wat deur die Here God gemaak is, en het vir die vrou gevra: "Het God werklik gesê, julle mag van geen boom in die tuin eet nie?" Die vrou het die slang geantwoord: "Ons mag eet van die vrugte van die bome in die tuin. God het net gesê, ons mag nie eet van die vrugte van die boom in die middel van die tuin nie, en ons mag dit nie aanraak nie, want dan sterf ons." Toe sê die slang vir die vrou: "Julle sal beslis nie sterf nie, maar God weet dat julle oë sal oopgaan die dag as julle van daardie boom eet, en dan sal julle soos God wees deurdat julle alles kan ken." Toe besef die vrou dat die boom se vrugte goed is om te eet en mooi om na te kyk en begeerlik omdat dit kennis kan gee, en sy het van sy vrugte gepluk en geëet. Sy het ook vir haar man by haar gegee en hy het geëet. Hulle albei se oë gaan toe oop en hulle besef dat hulle kaal is. Toe werk hulle vyeblare aan mekaar en hang dit om vir klere. Hulle het gehoor hoe die Here God in die tuin wandel teen die tyd dat die aandwind opkom, soos hy gewoonlik gedoen het. En die mens en sy vrou het vir die Here God weggekruip tussen die bome van die tuin. Maar die Here God het na die mens geroep en vir hom gevra: "Waar is jy?" En die mens het geantwoord: "Ek het u hoor wandel in die tuin en ek het bang geword want ek is kaal. Toe het ek weggekruip." Die Here God vra toe: "Hoe het jy te wete gekom dat jy kaal is? Het jy tog nie van die boom geëet waarvan ek jou verbied het om te eet nie?" Die mens het geantwoord: "Die vrou wat u my gegee het om my by te staan, sy het vir my van die boom se vrugte gegee en ek het geëet." Toe vra die Here God vir die vrou: "Wat het jy nou gedoen?" En sy sê: "Die slang het my mislei en ek het geëet." Julle ken die res van die verhaal. Vriende, veral verlede Sondag het Frans nou op 'n baie mooi manier verduidelik hoe spesiaal God alles gemaak het.
En dat hy ons as sy verteenwoordiger aangestel het om oor alles wat hy gemaak het te heers, om dit te versorg, om dit te bewerk, om dit te bewaar. En toe het hy gesê dat God ons in 4 verhoudings geplaas het. Ons eerste verhouding is uit die aard van die saak teenoor God wat ons gemaak het. Tweede verhouding is die met die skepping waarvan ons deel is, waaroor ons moet heers. Die derde verhouding is ander mense rondom ons. En die vierde verhouding is die verhouding met onsself. God se bedoeling was goed, 'n goeie bedoeling. Dis hoekom hy na elke skepingsdag het gesê, en dit was goed. En oor die een ding waarvan hy gesê het, dit is nie goed nie, het hy 'n plan gemaak. Deurdat hy vir Adam 'n vrou gegee het, sodat hy oor sy hele skepping kon kyk en gesê het, dis goed. Daar bly Adam en Eva op die wonderlike plaas wat die Here vir hulle gegee het om op te bly. En hulle noem dit die paradys. Want dit is pragtig, dis mooi, alles loop reg. Maar soos julle weet, veral in ons sepies, as alles vir 'n ruk lank reg geloop het, dan kom daar 'n tyd wanneer goed deurmekaar gaan. Dan kom daar 'n tyd wanneer iemand net iets deurmekaar roer en skielik is alles net anders. Genesis 3 is daai verhaal. Dat alles skielik anders geword het. Alles wat God mooi en goed gemaak het, is lelik gemaak. Dis hoekom dit nodig is dat ons net so 'n bietjie met mekaar saam dink oor hoe dit gebeur het. Die Bybel sê die slang was listiger as al die ander diere wat God geskape het. En Openbaring identifiseer die slang natuurlik met Satan, en daarom dink ons gewoonlik maar Satan het in die vorm van 'n slang met Eva gesels, of hoe dit nou ook al mag gewees het. Maar wat interessant is dat die slang God se woord heel eerste aanvat. En sy eerste opmerking wat hy maak is, het God werklik gesê? Asof hy so 'n bietjie twyfel oor God se woord wil kom plaas. Dis asof hy wil vra, jong, dink 'n bietjie mooi, is dit regtig wat God gesê het? Dat julle nie van die bome in die tuin mag eet nie? En dit is al klaar 'n verdraaiing. Want sien, 'n halwe waarheid is gewoonlik baie gevaarliker as 'n volledige waarheid. Want 'n volledige onwaarheid kan jy erken en jy kan daarop reageer, maar 'n halwe waarheid kan jy so maklik omkant vang. En dan behalwe om nou vir haar te vra oor die werklik, antwoord sy mos nou vir hom, nee, hulle mag van die tuin eet, behalwe van die boom in die middel van die tuin. En dan die volgende ding wat hy doen is, hy maak God 'n leienaar. Hy maak God 'n leienaar, deur te sê, julle sal beslis nie sterf nie. Julle sal beslis nie sterf nie, maar God weet dat julle oë sal oopgaan die dag as julle van daardie boom eet. Vriende, die Satan is 'n werklikheid. Ons as gelowiges weet dit. Ons glo dit ook. En die Satan het nog steeds nie van werkswyse verander nie. Wanneer vir Jesus in die woestyn voorkeer en vir hom 3 keer voor 'n versoeking plaas, dan is dit elke keer met die woord van God waarmee hy werk. En elke keer doen hy dit op so 'n manier dat hy eintlik vir Jesus daartoe wil bring om te kies teen dit wat God gesê het. Dis presies wat die Satan hier ook doen. En hy doen dit vandag nog steeds. En hy kry dit nog steeds reg. Hy kry dit nog steeds reg dat mense hoor, maar dit wat God gesê het, is dalk nie goed nie, of nie goed genoeg nie. Dis asof hulle nie kan hoor en weet en verstaan dat God regtig die beste moontlike lewe vir ons gedagte het nie. Dat hy vir ons die heel beste pad wil aandui, juis om daardie lewe te kan geniet nie. Daai lewe te kan hê wat hy van gedroom het nie.
Daar's altyd 'n stemmetjie. Soms is dit die stem van 'n vriend of 'n vriendin, soms is dit jou eie stemmetjie, soms is dit die stem van iets wat jy gelees het. Dis hoekom dit so belangrik is om te weet dat dit wat jy lees vorm jou tog wel op 'n manier. En daarom moet jy keuses maak ten opsigte van wat jy lees, waarna jy kyk, waar jy luister. Die Satan soek tot vandag toe nog om mense so ver te kry om hulle rug op God te draai. Dis hoekom Jesus hom twee goed noem: 'n mensemoordenaar van die begin af en die vader van die leuen. Ons het nodig om te weet dat hierdie Satan nie 'n luie haar op sy kop het nie. En dat van die begin af hy agter God aandraf en dit wat God goed en mooi gemaak het, hy wil lelik maak en sleg maak. Ons moet dit weet. Sodat ons nie soos Adam en Eva val vir dit wat die Satan vir ons wil sê nie. 'n tweede punt wat ons nou vir mekaar sou kon maak is om te vra, nou hoekom sou Eva en Adam, sy eerste, maar hoekom sou al twee eerder na die Satan geluister het? Die Here God het dan tot nou toe nog elke aand saam met hulle in die aandwindjie kom wandel. Hy het juis die tuin van Eden geskep as die plek waar hy en hulle met mekaar saam kon wees, waar hulle in mekaar se teenwoordigheid kon wees, mekaar se menswees kon geniet, en daar was geen probleme tussen hulle, daar was geen skuldgevoelens nie, daar was nie skaamte nie, daar was niks wat hulle vir mekaar kon hou nie. En nogtans, besluit Eva om op die ou einde eerder na die Satan te luister as na God. Dis natuurlik opstand, nê? Nee. Kyk, as jou kinders nie luister na dit wat jy vir hulle sê as reëls of as leiding nie, dan wie jy eintlik impliseer hulle met hulle dit nie wil doen nie, dat hulle dink jy gee nie vir hulle goeie raad nie. Dit impliseer dat hulle dink hulle weet beter. Dit impliseer dat hulle dink hulle wil op hulle eie bene staan en onafhanklik wees. Hulle het nie iemand anders nodig nie. Dis tog merkwaardig dat Jesus sy saligspreking op die berg as die eerste deel van die bergpredikasie, Matteus 5 vers 3, begin deur te sê: salig, gelukkig is hulle wat weet hoe afhanklik hulle van God is. En nou sou ons maklik vir Adam en Eva kan skuld gee en vir hulle verwens tot die ewige verdoemenis. Maar ons het maar nodig om self in die spieël te gaan kyk. Want wie sien ek daar? Ja, Adam verteenwoordig my. Eva verteenwoordig my. Ons is almal so. Dis hoekom ons kleintyd al, so klein, sê myne, of as jou mamma nog wil probeer voer, wil jy self die lepeltjie, ek. Van kleintyd af wil ons nie hê dat ander ons moet help nie, veral nie reg help nie. Van kleintyd af is ons opstandig teen mense wat ons probeer beheer. Adam en Eva se optrede verteenwoordig maar die totale mensdom. 'n Totale mensdom wat eintlik in sy hart nie God se wil soek nie, maar hulle eie wil. Hulle eie wil. Sien, die moeilikheid daarmee is net dat dit dan 'n derde ding is. As gevolge. As gevolge, as jy eerder na die stem van ander, kom ons noem dit bose, veral die boosheid in jouself, as jy na daardie stemme luister eerder as na die stem van God, op die ou einde breek al vier daai verhoudings. Die mooie wat God bedoel het in daardie verhoudings moes wees, word omgedraai
word op sy kop gesit, word sleg gemaak. Die verhouding met God. Ek het verlede Saterdag 'n troue gehad van 2 Duitsers, 2 pragtige jong mense. En toe ek vir hulle vra, kan ek vir julle bid, toe sê die man van my, we don't need a prayer. Toe dink ek net, hoe bevoorreg is ons dat ons nog met mekaar saam in 'n erediens kan wees en met mekaar saam kan erken en bely dat ons van God afhanklik is en hom nodig het en dat ons daarom met hom in 'n verhouding wil wees, omdat ons weet hy hou ons lewens in sy hande. Hy sorg vir ons. Hy is by ons. Hy gee vir ons die krag wat ons elke dag nodig het. Veral in swaar kry tye. Veral die tye wanneer dit vir ons voel, nou kan niemand anders my help nie. Hoe sleg moet dit wees, as jy in sulke tye niemand het nie, ook nie God nie. En die gevolg wat nou hom so uitspeel in mense en geslagte en volke, wat hulle aan God steur nie, of lewe asof daar geen God is nie, het in Genesis 3 begin. Want hierdie mooi, spesiale, wonderlike verhouding wat God met Adam en Eva gehad het, is stikkend gebreek deur hulle keuse. Die tweede verhouding wat natuurlik ook stikkend gebreek is die van ons in die skepping. God het sy skepping gemaak as 'n wonderlike tuin. Nie net vir Adam en Eva nie, maar vir al die diere, sodat hulle kos gehad het om te eet. Wat het van die skepping geword? Daar's hongersnood, daar's droogtes, daar's oorstromings, daar's vliegtye wat val, daar's roofdiere, daar's allerhande goed, waarvan ons net moet sê, dit kan nie wees dat God daarna gekyk het en gesê dit is goed nie, want dit was nie. Oorspronklik toe God alles gemaak het, was dit nie deel daarvan nie. Dis die gevolg van mense se ongehoorsaamheid aan God. En nou moet ons vir mekaar sê, dit is soos wanneer 'n ma vir 'n kind sou gesê het, pas op vir die kookwater op die stoof. Ek is besig om water te kook om tee te maak. Moenie daaraan vat nie. En as die kind nou dan daai pot vat en die kookwater oor hom uitgooi, dan sê hy, "Ma, hoekom het jy water gekook?" Dis ons eie skuld. Dis ons eie skuld. Dat die skepping vir ons 'n bedreiging geword het en dat deel van Adam se straf was dat hy in die sweet van sy aangesig sy brood sal verdien en dat die aarde vir hom dorings en distels sal voortbring. Was nie daar nie. Maar vriende, die terrein waarin dit waarskynlik die slegste uitspeel, is nie die terrein tussen mense. Ons sit op die oomblik met hoeveel oorloë, ek kan nie eers tel nie. Die Rusland-Oekraïne oorlog is nou al meer as 4 jaar aan die gang. Oorlog Israel, Palestina, in Afrika. Daar is soveel plekke. Amerika het nou weer Iran gebombardeer. Mense kom net nie met mekaar oor die weg nie. Die bedoeling wat God gehad het, dat ons in vrede met mekaar moet lewe, sodat ons in die aand rustig kan gaan slaap, is opgeduiwel. Ek bedoel dit doelloos. Duiwel het sy hande aangehad en ons het eerder na die duiwel geluister. Maar dit speel nie net in groot kontekste af nie, dit speel ook in ons klein intieme wêreldjies af. Ons egskeidingssyfer in hierdie land is hoër as 50%. Elke maandag is daar 'n egskeidingshof wat net onbestrede egskeidings hanteer. En so 2 maande gelede was dit 85. As ek net dink aan al die hartseer en al die ontsteltenis wat daar
aan so 'n saak vooraf gaan. As ek net dink aan al die ontsteltenis wat dit by kinders veroorsaak, wat hulle self in hulle kamers gaan toesluit of in die badkamer, omdat pappa en mamma met mekaar beklei, mekaar skree, mekaar met goed gooi. As ek net dink hoe God moet huil oor die wonderlike droom wat hy gehad het deur mense vir mekaar te gee sodat hulle die lewe in liefde met mekaar kan deel, en ons kry dit reg om dit so lelik te maak, so stukkend te breek. Die vierde verhouding is die een met onsself. Adam en Eva het agtergekom dat hulle skaam is, want hulle het besef hulle is kaal. Voor die tyd het hulle dit nie eens agtergekom nie. Dit het nie saak gemaak nie. Maar van daardie eerste skaamte gevoel en die skuldgevoel teenoor God wat gemaak het dat hulle vir God weggekruip het, van toe af begin mense sukkel met skuldgevoelens, met skaamte, met minderwaardigheid, met negatiewe gedagtes en denke. Vals en waar. Sielkundiges maak 'n bestaan daaruit om mense te probeer help met hierdie innerlike gevegte wat hulle met hulle self het. Voor Genesis 3 sou dan nie so 'n beroep gewees het nie. Vriende, op die ou einde is dit vir ons 'n hartseer verhaal, omdat ons onsself daarin moet raak sien. Dit is so maklik om ons eie tekortkominge en ons eie swakhede te wil wegredeneer met allerlei verskonings, en ons dink ons flous onsself. Maar ons kan die Here nie flous nie. Dis hoekom die wonderlike stuk genade in hierdie gedeelte is die feit dat God, ten spyte van die feit dat Adam en Eva teen hom kies, weer kom en sê, Adam, waar is jy? Van sy kant af gee hy die eerste tree, doen hy die moeite om weer vir Adam te kom opsoek, wat vir God wegkruip, want hy is bang vir God, hy is skaam vir God, hy is teleurgesteld in homself, oordat hy en Eva teen God gekies het. Dis hoekom Jesus gebore is. Want Jesus is gebore eintlik weer eens om te sê, waar is jy, Johan, Betsy, Frans, Louise, Dion? Waar is jy? Ek wil graag na jou toe kom. Ek wil ten spyte van alles nog steeds jou God te wees. Ek wil ten spyte van alles wat jy van weet, en waarvan jy selfs nie eers weet nie, ten spyte van dit alles, wil ek, Jesus Christus, vir my Vader, die mens wees, wat hy eintlik gedink het jy moes wees. Ek gaan dit in jou plek doen. Dis hoekom Jesus ook deur die Satan versoek is, soos Adam en Eva in die tuin. Hierdie keer in die woestyn, maar namens ons kom Jesus en hy antwoord die Satan elke keer op al drie versoekings op 'n manier waarop hy op sy neus kry. Wanneer ons dan die nagmaal gebruik, is elke stukkie brood en elke glasie wyn 'n verteenwoordiger van Jesus se liggaam en sy bloed. En dit is gebreek en gestort om vir ons vergifnis te bewerk. Daarom elke een wat 'n stukkie brood vat en elkeen wat 'n glasie wyn vat eintlik Jesus Christus se versoening, sy vergifnis in sy hand of in haar hand. En as jy dit eet en drink, belewe
Dat hierdie vergifnis wat Jesus aan die kruis bewerk het, vir jou is. Vir die dominee daarom ook. Maar is veral vir jou. Vir jou. So seker as jy van hierdie brood eet en van hierdie wyn drink, so seker, dis die waarborg, het Jesus vir jou aan die kruis gesterf. Al is jy 'n armskind. Amen. Here ons God, armskinders is ons wel, elkeen van ons. In 1 Johannes 2 het hy gesê, dat as ons dink, dat ons nie foute maak nie, nie sonde doen nie, is ons leuenaars, en maak ons u tot 'n leuenaar. Die Satan het van die begin af probeer om u tot 'n leuenaar te maak. En vanoggend besef ons weer, hoe groot die versoeking is om eerder na die leuenaar stem te luister as na u stem. Dit gaan ons verstand te bowe. En tog besef ons, dis presies wie ons is. Dis hoekom ons u so nodig het, Here. Elke dag. Ons is so nodig om te weet dat u nie vir ons kwaad is nie. Ons is so nodig om te weet dat u ons nie afskryf nie. Ons is so nodig om te weet dat u nie u rug op ons sal draai en ons alleen op ons self aangewese sal laat bly nie. Dankie tog. Want u weet die beste. Daarom kom vra ons asseblief, Here, wees met ons, soos u beloof. Maar maak ons ook mense wat die voorreg van saam met u lewe waardeer. Mense wat u raak sien, omdat hulle elke dag met u woord besig is, en u in die skepping raak sien, en in hulle vriende, en in mense rondom hulle se oë, veral ook in hulle kinders sin. Here, mag ons ook in die week wat voorlê, mense wees wat vandag die nagmaal saam gevier het, saam u vergifnis gevier het, maar dit ook geproe het, en daarom net anders leef, as mense wat sê in hulle hart, daar is geen God nie. Amen. Die tafel gaan nou in gereedheid gebring word, en dan gaan ons met mekaar saam sing. Asseblief, Betsy.
Die geloofsbelijdenis is oor eeue ontwikkel, baie jare gelede, om vir ons te help om te verstaan waaroor gaan die Christelike godsdienst. En as ons dit met mekaar saam opsê, dan doen dit nie net omdat dit 'n gedig is nie. Ons doen dit omdat dit ons oortuiging is, omdat ons dit glo. En die kern van die geloofsbelijdenis is dat ons glo in 'n God wat 'n Vader is, maar wat sy Seun gestuur het en deur sy Gees in ons woon en werk. Kom ons staan en dan doen ons saam belydenis van ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Dankie, julle kan weer sit. Vir julle besoekers, namens die kerkraad wil ons graag vir julle uitnooi as julle die vrymoedigheid sou gehad het om in julle eie gemeente ook die nagmaal te gebruik, om dit vandag ook saam met ons te vier. Die nagmaal is juis vir mense wat weet en erken, hulle is die nageslag van Adam. Daarom gaan ons eers die tekens uitdeel. Die helder kleurige sap is sap, en die donkerkleurige is nie sap nie. Dit is 'n bietjie wyn, so kry dit, hou dit, en dan stel ons dit in en dan gebruik ons dit almal saam. Nee, wag maar.
Kan ek net gou seker maak, almal 'n stukkie brood gekry, steek nie die hand op as jy nie het nie. Almal 'n glasie wyn gekry. In die nag waarin Jesus verraai is, het hy brood geneem, hy het dit gebreek, hy het dit vir sy disippels aangegee, vir hulle gesê, neem dit, eet dit, dink daaraan en glo, dat my liggaam gebreek is tot 'n volkome versoening van al jou sonde. Na die maaltyd het hy die beker van danksegging geneem en hy het dit ook vir sy disippels so aangegee en gesê, neem dit, drink daarvan. Dink daaraan en glo dat my bloed gestort is tot 'n volkome versoening van al julle sonde. As die Here ons dan nou by sy maaltyd gevoed het, kom ons sing met mekaar saam, terwyl ons staan, ek wat vergifnis ontvang het. Kom ons dien nou die Here met ons liefdegawes. Till I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire
darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Die Here het ons hier bymekaar gebring. En ons gaan ook saam in sy naam afsluit. Kom ons staan, dan sing ons met mekaar ons loflied saam. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen van julle wees en bly. Voor julle loop, sien net so 'n oombliekie sit asseblief. Henry het 'n belangrike ding wat hy met ons oor wil praat asseblief.
weet nie of jy iewers daar op die sosiale media gesien het hoe lyk dat plekkie en hoe dit gaan lyk is massive, dis groot. So en ek wil net vir julle sê by ons ook, julle is die stakeholders hierso. Dit gaan met ons goed. Ons het net 1.5 miljoen budget en ons wil hom laat klop. Dit gaan goed met ons. Ons is besig om dit by mekaar te kry, maar daar is nog werk daaraan. As enige iets verdere inligting oor ons finansies wil hê, voel vry. Kom praat met ons. Jy kan kyk daarna as jy wil sien wat met die geld en met die finansies gebeur. Maar daarby dieselfde, maar ons moet selfs werk om dit aan die gang te hou. So ons eerste projek is die 25ste April, dan is hier die groot Afrikaanse musiekfees weer. So ons het hierdie jaar 'n kostalletjie gekry daar. En deur die genade van die Here 3 dae toe sy stalletjie betaal. Is ongelooflike mense wat in hierdie gemeente is. Toe ons die kostes van die stalletjie klaar gedek uit die gemeente uit. Kosmos niks. Kos ons niks. Ja, is ongelooflik. Maar ons gaan die Saterdag die heel dag daar werk, van 7:00 die oggend tot 12:00 aan toe, het hulle gevra dat dit oop. Ons gaan nie vleis braai nie, dis die jammerte, maar ons gaan hoender braai. Hulle sê die mense wat daar kom, eet baie hoender. So ons het 'n plan, maar daardeur, dis ons eerste funksie om ons fondse bietjie te versterk hierdie jaar. Ons moet maar werk ook om al hierdie goeders aan die gang te hou. So ek wil vir u vra, dink daaraan, as u voel, u wil iets doen of gee, u is welkom. Praat net met die kerkkantoor, jy het die kerk se bankbesonderhede, sit net daar Kosmos fees, daar weet ons, daai fondse gaan vir dit. En ons soek hande ook vir daai dag. Ons wil iets lekker voorsit vir die mense daarvan. Dis van oggend af, so ons gaan met nuggets, sal met chicken nuggets dalk begin en 'n wrap en so en hier later die aand toe 'n bord eetgoed om te verkoop. So ons sal maar kyk hoe die mense daar reageer op dit. So van my kant af net, dit gaan goed met die kerk se finansies om vir u so te sê, maar dit bly maar onder druk. En dankie vir u voortdurende ondersteuning vir dit. En ons sien uit na ons eerste fondsinsameling projek wat ons aan die gang het vir die jaar. Bazaar en al die klas van goeders kom nog, maar dis vir 'n volgende keer. Hierdie is ons eerste projek wat ons nou mee gaan begin. Sterkte, lekker naweek hou en geniet die laaste stukkie van die Sondag met jou familie. Dankie. Dankie Jonie. Dankie Henry, baie dankie vir julle almal wat hier was. Dit is 'n voorreg om met mekaar te kon saam wees. Sterkte vir die res van die week wat voorlê. En iemand het nou vir my gesê, nie almal braai op 'n Sondagmiddag nie. Stupid wat jy is. Maar in geval geniet dit nou maar die skaapbout of die hoenderbout, maar geniet die braai veral.